Nee, dit lei ons om te glo. Dit lei ons om die geloof te kan aanneem. Dit lei ons om deel te hê aan Christus se verdienste. So alles is die antwoord. Dit is om hierdie te glo is hoe is kernagtig tot ons geloof. Goeiedag aan elkeen van ons luisteraars en kykers en welkom by Om die Woord. Vandag praat ons saam met Pieter Duisel en ook Teens de Bruin oor weer ons katekismes, oor ons katekismesreeks, spesifiek vraag en antwoord 53. En ek sal vir ons dan ook vir ons die katekismes deurlees en dan kan ons ook so 'n bietjie oor saam praat en gesels. Nou Sondag 20 Vraag en antwoord 53, begin ons dan nou praat oor die Heilige Gees. Voor dit het ons behandel die deel van die apostoliese geloofsbelijdenis wat handel oor Christus. En nou beweeg ons in ons belijdenis oor die Heilige Gees. En dan vraag en antwoord 53 vra, wat glo jy van die Heilige Gees? En dan die antwoord wat ons saam bely, dan is die belijdenis, ten eerste is hy saam met die Vader en die Seun, ware en ewige God. Ten tweede is hy ook aan my gegee, sodat hy my deur 'n ware geloof deel laat kry aan Christus en in al sy weldade, my troos en ewig by my bly. So, is 'n baie konkrete opsomming van wat ons glo oor die Heilige Gees, en ons bely dit ook elke Sondag, of behoort dit elke Sondag te bely, wanneer ons by die erediens saam vergader, as kerk. Maar dan is daar nou 'n paar dinge wat dalk misverstande kan veroorsaak as ons dit net op sigself lees en nie die woorde mooi na gaan kyk en verstaan nie. En dan is die eerste ding, as die Heilige Gees, as ons bely dat hy voortvloei vanaf die Seun en vanaf die Vader, hoe kan hy dan ook beskou word as God, as hy 'n uitvloeisel is van die Vader en die Seun? Okay. Ja, so ek sal graag wil hoor, hoe kan ons dit bely dat as hy 'n uitvloeisel is van die Seun en die Vader, hoe kan ons dan ook bely dat hy God is? Ja, Dit is altyd moeilik om oor die drie eenheid te praat, want enige beeld wat mens gebruik, gaan een of ander ou dwaalleer oproep. Jy weet, die eier stel skeiding voor, die water, ys en stoom stel ook 'n tipe skeiding voor, of hulle is nie terselfdertyd dieselfde ding nie. So ek dink dit help nie om probeer te verduidelik in beelde nie. Ons weet net dat God is God, en ons weet dat die Heilige Gees is God, en ons weet die Heilige Gees is 'n persoon, want daar word persoonlike eienskappe aan hom toegevoeg. Soos die feit dat hy kan treur, die feit dat jy hom kan bedroef. Hoe kan jy 'n onpersoonlike gees bedroef? Die feit dat hy van die waarheid kan laat getuig. 'n onpersoonlike tipe krag kan nie die waarheid in jou hart neerlê nie, want as jy onpersoonlik is, ken jy in op sigself geen objektiewe realiteit nie. Jy sê een of ander, soos die wind kan nie van die waarheid leer nie, jy weet net hy waai. Die Heilige Gees is nie soos die wind nie. Ek weet nie wat slim maak wat ek probeer sê nie. Ons weet net dat hy het persoonlike eienskappe, dit is hy 'n persoon, en ons weet hy doen dinge wat net God kan doen. Daarom is hy deel van die drie eenheid. Ja, ek dink die vraag ook oor die Heilige Gees wat uitgaan van die Vader en die Seun. As 'n mens gaan kyk na die belydenis van Nicea en die belydenis van Athanasius, dan sien mens die woordjie gebore word gebruik in terme van God die Seun se ewige band met die Vader, en dan die begrip gaan uit word gebruik met verwysing na die band van die Heilige Gees met God die Vader en God die Seun. Ek dink om dit maar eenvoudiger te maak, veral in
Evangelie volgens Johannes, dan sien ons die uitgaan van die Heilige Gees. Dit gaan daaroor hy word gestuur, nê. En die Vader en die Seun stuur hom. Was dit net die Vader wat hom gestuur het, dan sou mens nie die Seun, dan sou hy op 'n mistieke manier ons gemeenskap met die Vader bemiddel het. Nee, die Heilige Gees, maar dis die Vader en die Seun wat hom stuur, van wie hy uitgaan. Met ander woorde, hy bring ons in gemeenskap met die Vader en die Seun. En ek dink hier lê ons verstaan van die werking van die Woord en die Gees ook. As die Gees net van die Vader sou uitgaan, dan het die Gees nie noodwendig vas aan die Woord gewerk nie, maar nou gaan die Gees uit van die Vader en die Seun. Daarom sê ons ken die Vader soos hy hom openbaar in die Seun, en die Woord en die Gees, nê, loop saam. Mens mag hulle nie mekaar skei nie. So ek dink dit is wat ek so vinnig ook daaroor sal sê, nê. As ons praat oor die drie eenheid, dan is dit inderdaad soos Pieter gesê het, nê. Die hele woord drie eenheid sê vir jou klaar, ons is besig om hier te praat oor dinge wat groter is as ons, nê. Ja. So ek dink die Heilige Gees gaan van die Vader en die Seun uit. Hy betrek ons in die gemeenskap met die Vader en die Seun, en ek dink daarby kan 'n mens uiteindelik ook volstaan. Ja. Baie dankie. Skus Pieter. Ek weet nie wat hy dis, ek wil hoor hoe reageer julle op dwaalleer. Want mense probeer altyd die drie eenheid verduidelik. Die mees onlangs een wat ek gehoor het is dat 'n man kan terselfdertyd prokureer, 'n pa en 'n broer wees. Dis is dieselfde man met drie verskillende take. Soos God, die ene God met drie verskillende take. Wat het dwaalleer is daai? Dit is 'n vrek swak een, maar Ek kan nie spesifieke naam onthou nie. Van die modalism? Nee. Ek dink dis iets soos modalisme, maar ek dink dis nie want modalisme sê die Here verskyn in drie verskillende maniere wat uiters verkeerd is. En dan is ook om die ys dat die drie eenhede is water, dit kan vloei, dit kan ys, dit kan stoom, is 'n dwaalleer. Ja. So ek dink jou spesifieke probleem daar is met daai beeld is daai man kan drie verskillende take uitvoer, maar hy is nie in die uitvoering van daai taak vir drie verskillende persone nie. En dis dink ek nogal waar jou punt van dispuut op die ouend lê. So nee, dit is inderdaad soos jy sê Pieter, ek stem nogal saam, 'n mens moet nie mens moet eintlik regtig nie die drie eenheid in terme van so 'n beeld probeer verduidelik nie. Soos met baie ander sake in die skrif moet 'n ou berus by wat geopenbaar word en nie soos die NGB sê nuuskierig ondersoek instel na die na dinge wat die Here nie behaag het om vir ons te wys nie. Met die laaste ding wat ek op daai gaan sê, sorry, dit is op tema en ek dink dit is belangrik want dis moet dit raak sien dat al die faksies van die Christendom, al die dinge wat uit die Christendom uitgekom het, is op 'n manier mense wat die drie eenheid probeer eenvoudiger maak. Is op 'n manier mense wat dit probeer verstaan. Soos die Latter-day Saints, ek weet nie of hulle in Afrikaans nie. Mormone. Ja, nee, maar daar's 'n naam wat hulle verkies, maar dit maak nie saak nie. Die Christus is die seun van God en hy's goddelik, maar hy is nie God self nie. Die Jehova Getuies sê ook dat Christus is die eerste skepping van God en hy is ook 'n tipe goddelikheid, maar hy is nie God self nie. En in beide van hulle is die Heilige Gees 'n tipe onpersoonlike krag. Dis nie 'n persoon nie. So dis elke keer as mens die drie eenheid probeer vereenvoudig,
lei dat dit 'n tipe dwaler wat al iewers op 'n vroeë synode uitgesorteer is. Ja. Nee, baie dankie Pieter. En dis nodig net om mense van hierdie te laat weet sodat hulle nie hoe kan ek sê weggevoer word in mense om hulle wat hierdie tipe dwalinge verkondig nie, omdat mense hulle ook kan reghelp nie. Maar om so 'n bietjie terug te kom op wat Teens nou gesê het dat Christus en die Vader stuur die Heilige Gees. Maar dan sien ons ook dat Christus die Heilige Gees vir ons natuurlik stuur nie, om inwonend in ons te wees en in ons te werk. En dan bied dit vir ons 'n sekere troos. Nou wat is daardie troos wat ons dan ontvang? As Christus sê hy stuur die trooster vir ons, die Heilige Gees, die Parakletos. Wat is daardie troos, nie individuele troos nie, maar die spesifieke troos wat ons ontvang met die ontvangs van die Heilige Gees? Ek dink dis nogal as 'n mens die belydenis so lees, nê? Dan moet 'n mens eintlik net stil staan by hoe groot dit is wat ons daar bely, nê. Ons sê ons begin met die Heilige Gees is saam met die Vader en die Seun ewige ware God. En dan moet mense by dit miskyk dat ons net daarna gaan en sê, o, en hy is ook vir my gegee. Dit is nogal geweldig. Die Gees wat ewige ware God is vir jou gegee. Dit is dit is wonderlik, nee. So God gee in daardie sin homself. Nee, so as die Gees ook die Parakleet genoem word, die Gees woon in ons, maar die Gees is ook by ons om as die ewige ware God, nee, ons te bemoedig, ons op te roep, in gehoorsaamheid, ons aan te vuur tot die stryd. So ek dink die troos lê nie net daarin dat hy van ons gegee is nie, maar ook in presies wie dit dan nou is wat vir ons gegee is. Ja. Pieter, Die Gees wat Christus uit dood opgewek het, is in ons ook. Ja. Dit is iets groots om te besef. En hoe meer is dit God met ons. Ja. Ja, so is baie troostryk net dat die ewige Here kies jou as individu. So is ook gefokus op die uitverkiesing van die mens, nee. So omdat jy uitverkies is, ontvang jy die genade om ook 'n tempel te wees vir die Here se Gees. So om ons liggaam as die nuwe tempel van God. So Christus sê ook daar waar hy gaan sterf en opstaan, sal hy die tempel herbou in 3 dae tyd. Verwysend nou natuurlik na hy wat gedaal het na die graf toe en opgestaan het uit die dood. En so ontvang ons daardie selfde sterwe en opstanding. Dis 'n belofte wat aan ons gegee word. En so word ons dan die nuwe tempel van die Here. En in daardie tempel woon die Here se Gees en dis in elkeen van ons. En so die Gees is ook dan daar om ons te help in ons heiligmakingsproses nog verder. Daar waar inwonend is in ons. Maar ekskuus Pieter. En ek wil sê dit is ook my baie versigtig moet wees om te sê die Gees het my gelei om nie God tot leenaar te maak nie. Presies. Ja, God het hierdie op my hart gelê of ek het volgende woord ontvang. Die Heilige Gees het my gelei om hierdie vir jou te sê, om hierdie profesie vir jou te gee. Ek het hierdie aanvoeling deur die Gees gekry. Mense wat so praat moet besef dat hulle moet dit nie so gemaklik sê nie. Nie dat God mense nie lei nie, maar jy moenie God se leiding misbruik om jou eie agenda te dryf nie. Dis gereeld wat gebeur met die Gees se leiding. Ja, Air quotes vir die mense wat luister. Ek het air quotes gegee. Ja, nee, so om eintlik so 'n bietjie aan te haak by daai wat jy nou sê. Ek dink dit ontstaan eintlik maar met 'n misverstand van die werk van die Gees in die persoon. Dit is 'n misverstand van hoe hy ons troos, hoe hy ons bystaan, hoe die Gees in ons werk. Wil een van julle dalk bietjie uitbrei oor die werking van die Gees in ons en ook so waarmee en hoe die Heilige Gees ons spesifiek troos in ons lewens as gelowiges? Ja, ek dink
Mens kan begin deur te sê die Gees se troos beteken nie hy laat jou beter voel of jou met die regte voet uit die bed uit opstaan nie. Die Gees werk met die woord. En dis wat ons in gedagte moet hou. Die woord soos ons dit neergeskryf in die skrif ontvang het. Ons het van tevore 'n predikant gehad wat mooi gesê het, nee, die groot dwaalleer die geskiedenis van die kerk om altyd op een van 4 terreine na vore, nee, of die drie eenheid, ons het so 'n bietjie daaroor gepraat, of die 2 nature van Christus, of die werking van die woord en die gees, of op die verhouding tussen Ou en Nuwe Testament. Mens kan meeste geskil in kerke en tussen teoloë en meeste dwaalleer kan 'n mens na een van daai 4 sake toe terugtrek. Die Gees werk met die woord. Christus sê hy gaan die Heilige Gees stuur om ons te herinner. Nee, hy sal julle herinner alles wat ek julle hier geleer het. En dis op die ou en hoe ons daaroor moet dink. Nee, wanneer ons verheug is oor dit wat die woord sê, dan kan ons dit aan die werk van die Heilige Gees toeskryf, nee. Maar wanneer ons hartseer is omdat ons vanuit die woord met ons sonde gekonfronteer word, dan ook. So die Heilige Gees lei ons nie op 'n deur en deur mystieke wyse nie, hy lei ons met die woord. Ja, Pieter, ek weet nie of jy daar iets wil byvoeg nie. Met 'n laaste ding, bring die Gees meer sekerheid of bring die Gees meer onsekerheid? So praat van mystieke leiding. Bring hy meer orde of bring hy meer chaos? Hoe werk die Gees deur die ganse skrif? Dit bevestig 'n waarheid binne jou. So as jy daai onsekere profesie kry van binne af, of as jy begin skud en nie meer beheer oor jouself kan kry nie. Die Gees bring sekerheid en waarheid. Hy bring nie mystieke leiding of onsekerhede of vae idees nie. Ja. Dit is dit is afgoderry. Ja, ek dink ekskuus, die hond is besig om in die gordyn te trek. Maar nee, ek dink dit is nogal baie belangrik om daai te onthou net dat die Gees is nie daar om chaos te veroorsaak nie. Die Gees is daar om vrede te bewerk. Die Gees is daar om die Here se wil te laat geskied. En dit lyk dan nie in die sin van klomp mense wat net uitskree en uitroep in vreemde tale wat niemand verstaan nie en eintlik maar geraas maak nie. Dit is, ek sê dit versigtig, maar dit is, sal ek sê, demonies. As daar net 'n geraas ontstaan sonder enige bewerking van nut of vrede of saligheid daarin. Dit is nutteloos, is eintlik soos jy sê, is vir afgoding. Dit is eintlik selfbevrediging wat daarin plaasvind. In baie van hierdie geesgedrewe, ook in air quotes, hierdie geesgedrewe gebeurtenisse wat mense baie keer aantref as hulle sê nee, maar jy is nou gevul met die Heilige Gees. Om gevul te wees met die Heilige Gees lyk glad nie so nie. Daar's glad nie in enige teks in die Bybel enige iets wat sê dat so lyk 'n geesvervulde persoon nie. Ja. En selfs die air quotes weer eens die vaar profesie van die Bybel lê self uit 'n paar bladsye aan meeste van die tyd. So ja. Weer eens, dit bring sekerheid, dit bring hierdie gaan gebeur hoor. Dit bring nie, jy weet, ek weet nie, wie kyk die Percy Jackson reeks? Ek het oorweeg om te begin kyk, maar ek is net nog te besig gewees. Maar dit is goed, dis nie so die Griekse profesie wat 6 dinge terselfde tyd kan beteken. Okay. Nee, maar so gepraat dan ook van die Heilige Gees se werk in die persoon en sien ons ook daar praat
in die katekismes en wat ons nou natuurlik saam bely ook, dat die Heilige Gees help ons om deel te kry aan Christus se weldade. Weldade is 'n woord wat ons nie regtig van hoor nie. Hoe moet ons dit verstaan as ons hoor ons kry deel aan Christus se weldade deur die Gees? Ja, ek dink dis eintlik so 'n verskriklike mooi woord. Al die mooi dinge wat Christus met sy volkomme gehoorsaamheid en sy offer vir ons gekry het, nee, verwerf het. Hy het dit vir ons gekry en die Heilige Gees verbind ons daarmee. So die regverdigmaking, nee, en die heiligmaking. Wel die wedergeboorte self, die wedergeboorte is die Heilige Gees wat ons verbind met Christus en sy opstanding. So 'n mens het daai mooi leer wat ons uit die skrif kry. Die Gees verbind ons met Christus en alles wat hy vir ons verwerf het, alles wat hy vir ons gekry het deur sy verdienste. Ja. Ja, nee, baie dankie. Pieter, ek weet nie of jy iets het wat jy wil byvoeg nie. As dit sou wees net om slim te klink, nie omdat daar regtig nog iets is wat ek wil sê nie. Okay. Nee, ek dink dan een laaste vraag aan julle manne, waarmee ons dan gaan eindig is, wat baat dit ons dan? Dat ons nou dit wat ons gehoor het in die katekismes, wat ons bely in die katekismes, wat baat dit ons dat ons dit dan glo? Alles. Goeie een woord antwoord. Ja. Nee, dit lei ons om te glo. Dit lei ons om die geloof te kan aanneem. Dit lei ons om deel te hê aan Christus se verdienste. So alles is die antwoord. Dit is om hierdie te glo is kernagtig tot ons geloof. Baat is 'n verbasende ou woord. As jy nie met die 53 vertaling groot geword het nie. Sê vir jou, dit beteken hoe help dit ons? Wat is wat sien dit daarvan vir ons? Ja. Ek dink elke gelowige wat eerlik is, sal besef hoe hard en hoe koud jou lewe sou gewees het as dit net jy in die Bybel was. Om dit net so te sê. Nee, hoe koud jou hele lewensuitkyk sou wees. En nou hoor ons maar dit is nie die geval nie. Die Here gee vir ons sy Gees en sy Gees lei ons in die woord. So ons is nie aan onsself uitgelewer om God se openbaring reg te verstaan of reg daarin te wandel nie. Was ons aan onsself uitgelewer dan sou ons nie kon doen nie. Maar ons het die Heilige Gees en in die Heilige Gees het ons alles. God het vir ons alles gegee. In deur vir ons die Heilige Gees te gee reeds, nee. So dis nogal mens dink altyd dalk aan 'n deposito as 'n gedeelte van die geheel, maar in die Heilige Gees het ons alles, nee. Ja. Die volle omvang van dit wat die Here vir ons beloof het, moet nog uitgewerk word, maar die vernaamste belofte van die Here is die belofte van die Heilige Gees. En met ons reeds alles. Ja. Ja, ek dink as ek 'n persoonlike getuienis kan lewer oor hoe die Gees in mense werk, is daar waar jy die Bybel oopmaak en lees en die Gees werk dit in jou om jou te herinner aan, maar dit is wat God later hierso sê. En dit is wat hy hierso gesê het, en dan trek jy eintlik deur die werking van die Gees, openbaar die Here dan aan jou
hierdie mooi lyn wat hy trek in die skrif. Hoe Christus reeds te verskyne is, sy werk reeds te verskyne is vanaf Genesis tot en met Openbaring. Dan sien jy die werking van die Gees persoonlik in jou lewe ook. Ervaar jy dit so. So ja, as julle manne dalk enige getuienis soos dit kan lewer, dan kan ons ook in situasies waar jy nie weet wat om te sê nie en tog die regte ding sê, dan is dit nie jy wat ewe skielik nou slimmer is as wat jy dink nie. Byvoorbeeld, op een of andere wyse, alhoewel ek nog nie predikant is nie, moes ek al heel wat predikants werk doen, of dit wat predikant normaalweg doen, en deel van my werk is dat ek was al langs 'n paar doodsweddens, en wat sê mens daar? Mens weet nie, en tog weet jy op daai oomblik wat om te sê. Dit is die Gees se leiding, is nie jy wat slimmer is as wat jy dink jy is nie. Ja. Ja, en 'n mens die Gees werk in die besonder deur die gebede nie. So 'n mens bid baie keer en soos wat jy ook bid, besef jy maar die Gees lei jou, want jy kom tot 'n verstaan van die woord wat jy nie voorheen gehad het nie. ja. So daar's 'n besondere wyse waarop die Gees ook in ons gebede werksaam is. Ja. Maar met dit dan gesê, man, is daar enigiets anders wat jy nog wil byvoeg? Okay, die 3 eenheid nee, is soos 'n stok met verskillende takkies. Ek Nee, ek niks nie. Dopper hou nie van daai antwoord nie. Ja, ek is sarkasties. Dit is jy moet reageer as iemand dit vir jou sê, okay? Dis jy moet reageer as iemand vir jou sê, grom en byt hom. Maar ek gaan vir julle totsiens sê. En so luisteraars en kykers, wil ons ook van al die woord se kant af ook totsiens sê en mag die Here julle seën. Maar ek dink hy slaap en dit is beter dat hy in die slaap bly. Bring hom dan asseblief. Ag, kyk nou hom. Hy lyk baie soos Esther gelyk het. Hy is baie rustiger as Esther. Esther was 'n riller. Buiten dat hy 'n tone byt. Buiten dat hy met tone byt. Esther het dit ook gedoen. Maar hy slaap so baie dat hy slaap meer as wat hy tone byt. So dis 'n positiewe. Ja, shame. En as hy eet, dan staan sy pen soos 'n ertjie. Hi. Cute. Net dopper. Ek wil net Bellona wys, maar sy is te ver. Ja, sy is hier soos haar tong steek uit soos altyd. Dis die voordeel van 'n pug. Hulle behou daai lelike cuteness faktor die hele lewe. Bellona is 'n unieke dier, Piet. Ja, nee, sy het eers al geleer. Jy moet net pas op dat hy nie ewe skielik nou shine. Vat hom dalk uit dat hy net weeps, my liefie. Dankie, my liefie. Doe terug. Ja, Kijk. baie unieke dier. Haar Teens tong pas nou- meer in haar mond nie. Nou is dit jou beurt eens. Om wat te doen? Om Dier te wys. vir diere te wys. Nee, die kokatiel is nou in die biervertrek. Sy stand is net hierso. Maar hy gaan ons steur en die ander honde is buite en die kind is by Mariet. Ja. So jy sê net flex met die kind. So kyk, julle het honde, kyk hierso.